So gaan kyk gerus op ons webtuiste. Wil as jy net daai, jy kan nie nou dit opgooi nie. So gaan kyk op ons webtuiste Harvester Cederberg. En as jy daar onder hulpbronne kyk, dan sal jy sien vanoggend se preek is daar onder preke. Ek spandeer nogal baie tyd om 'n boodskap lekker uit te skryf met baie detail wat ek nie in die boodskap altyd deurgee nie, maar wat vir julle beskikbaar is. Die wat aan ons webtuiste geregistreer is, het al klaar vanoggend 8:00 e-pos dink ek gekry. So jy is welkom om ook op die webtuiste te registreer en op daai manier kan jy ook sommer dadelik die notas kry. Vader God, ek kom vanmôre en ek vra Here dat U hierdie woord vanoggend sal salf en Here dat U vanoggend vir my die nigterheid van hart en denke sal gee om hierdie woord vanoggend uit die hemel uit te resoneer en te weerklank soos wat U dit wil hê. En Here dat U vanoggend hierdie woord in ons harte lewendig maak en dat ons vir die weke, maande wat kom, dat hierdie woord ons vanoggend sal rig, maar ook vir ons sal transformeer om meer gelykvormig te word in die beeld van U seun Jesus. Amen. Dis nou 'n geruime tyd dat die Here met my persoonlik besig is oor akkuraatheid. En die waarheid is veronderstel om onteenseglik te wees. So 'n mooi Afrikaanse woord. Met ander woorde, waarheid as dit reg geartikuleer raak, as dit reg gesê is, dan is dit onbesproke, dit is onteenseglik, dit is onaanvegbaar. Jy kan nie met dit stry nie, dit staan. Dit het 'n oomf aan dit. Daar's waarheid in dit. En nou, terwyl die Here met jou nou met dit besig is en jy vir my geval dink ek nou dadelik aan prediking en ek probeer soos 'n predikant moet preek. So ek probeer baie preek. Ek sê altyd 'n mechanic met klomp karre diens om sy lewe in brood en botter te verdien en 'n boer met baie bome plant en 'n pastoor met baie preke preek. En so ons probeer om hierdie woord op verskillende maniere op die radio en op die aanlyn en oral probeer ons gewoonlik die goed wat die Here vir ons sê uit te kry sodat dit kan uitgaan. So toe die Here met my begin praat en sê maar nie net jou prediking nie. Jou daaglikse manier van hoe jy elke dag leef en elke woord wat uit jou mond uitkom, moet dan dieselfde gees, met dieselfde hart, met dieselfde waarheid hê in alles wat jy doen, nie net wanneer jy publiek praat nie. En daai oogpunt is 'n skrif wat my nou al vir baie lank besig hou en ek wil een met saam lees in Matteus 5 vers 33. Nou, jy moet verstaan dat Matteus 5 wat die bergpredikasie is en ek begin vandag ook dan 'n nuwe reeks wat ons in die volgende paar weke gaan kyk na die bergpredikasie. Nou wat die bergpredikasie baie besonders maak is dat dit Jesus se eerste woorde nadat hy 30 jaar van sy lewe gespandeer het om die lewe na te vors. Hy het nie 'n woord gesê nie. En in hierdie 30 jaar is hy 'n ambagsman. Hy's hulle sê 'n houtskrynwerker, maar as jy nou gaan opgrawings gaan doen in daardie tyd, dan sal jy sien dat hulle eintlik meer met klip gewerk. Die huise was uit klippe gebou, soos baie van die sandsteenhuise wat 'n mens sou kry. En dit beteken Jesus het 'n ambag verrig. Hy het gewerk tussen gewone mense. Hy kon 'n priester gewees het, hy kon 'n rabbi gewees het, hy kon 'n skrifgeleerde gewees het, hy kon die hoëpriester geword het. Maar hy kies om nie in die tempel sy diens te gaan doen nie, maar tussen gewone mense. En dit is so asof, as die mense nou dink, hy maak so 'n bietjie ons sy navorsing projek. As ek nou soos hy nou, nee, jy kom en jy leef tussen die mense, jy sien wat hulle doen, jy sien wat hulle moeilikheid, jy sien wat hulle uitdagings, en hy leef in Nazareth, hulle sê daar het nie meer as 300 mense geleef nie. So in 'n area so groot soos 2 rugbyvelde. En die huisies was te mekaar en lewe was gedeel. Lewe was 'n gemenging geweest van kos maak, van babas hê tot doodgaan en die alledaagse stryd van die lewe was baie nou kontak. Mense was afhanklik van mekaar. Dis soos vandag waar mense individueel hulle eie ding doen nie. Daai tyd het jou lewe afgehang van die ou langs jou. En dis in hierdie konteks waar Jesus geleef het, waar hy dan nou sy eerste woorde preek. Nou wie van julle sou sê dis nogal belangrik? Dis so sy
eerste observasies van wat hy van die lewe waarneem en hoe die lewe behoort te werk vanuit God se perspektief. En dan begin hy met hierdie vers, Matteus 5:33. Nou ek gaan 'n bietjie rondspring in die reeks, maar ek wil met hierdie een begin. Hy sê verder het julle gehoor dat daar vir ons ouers gesê is, jy mag nie 'n vals eed aflê nie. Jy moenie 'n eed wat jy vir die Here gesweer het nakom. Maar ek sê vir julle moet glad nie sweer nie. As jy sê ek sweer by die hemel, dan is dit nog steeds 'n heilige eed, omdat die hemel God se troon is. En as jy sê by die aarde, is dit heilig omdat die aarde 'n rusplek vir God se voet is. En as jy sou sê by Jerusalem, is dit heilig omdat Jerusalem die stad van God, die groot koning is. Moet selfs nie sê ek sweer by my kop nie, want jy kan nie eers een haar daarvan wit of swart maak nie. Sorg dat julle ja altyd ja bly en julle nee altyd nee. Enige iets meer as dit is uit die bose. Nou, wie van julle leef in hierdie lewe, en dan kom ek agter dat as jy nou met ma se testament, kom ek agter dat al die papiere wat ek moet indien, beteken deesdae niks, as dit nie by die polisie gesertifiseer is en gewaarmerk word met nog iemand wat nou ook sy stempel op het sit, en dit is my so half 'n oefening wat geen nut dien nie, want ek het in elk geval besluit dat daarop staan, daai ou chap nou maar net sy stempel daarop, maar nou, enigiets wat dit werd is. En so kom ek agter dat deesdae, julle wat besigheid doen, sê dat, dit is moeilik om deesdae besigheid te doen, want kontrakte is nie meer kontrakte nie. Selfs die wat nou al die kontrakte gegaan het, en selfs die regsgeding gegaan het, en die regsgeding het inteendeel teen jou gewerk, en kom jy agter, goeie, die reg is nie eens aldag aan jou kant nie. Wat se tipe kontrak moet jy nou opstel, dat jy net iemand kan hou by sy woord? Dit moet so maklik wees as dit. En dan moet ons nie praat oor egskeiding, en die is 'n kontrak, wat mense tussen mekaar maak voor getuies, en deesdae is die egskeidingssyfer hier by die 52%, so die helfte van die meeste mense wat trou skei. En dan dink ek maar hoe 'n kind moet voel, nee. Mamma het gesê, mamma gaan vir my roomys koop. Waar is my roomys? Jy weet, en as jy nou mooi daaroor dink, wie van julle het al gaan vakansie hou waar jy 'n paar families besluit, julle gaan nou hier in die bos in vir 'n paar weke. En dis mos nou om terug te keer in jou primitiewe staat. En die van julle wat nou al dit gedoen, die mense dink dis nou eenvoudig, mense probeer nou 'n bietjie daar buite in die natuur kom, maar dis nie 'n daggie. Dan begin ons onderhandel, wie kry die hout, wie sorg vir die kos, en wie knie die deeg, en wie vang die vleis, en wie is die besigheid. Of kry die vleis, of hoe ook al, of wie braai die beste. En so onderhandel ons met mekaar, hoe ons met mekaar gaan saamleef. So die mees basiese bousteen van die lewe op aarde hang af van een enkele ding, jou woord. Dis die een ding waarom die hele lewe gebaseer is. Die oomblik, as ons nie mekaar se woord kan glo nie, het ons nie 'n verhouding nie. Nie waar nie? Dis hoekom jy nou sal hoor 'n vrou sê, jy's nie lief vir my. En dan sê iemand, maar ek sê dan vir jou die hele tyd ek is vir jou lief. En sê, nee, jy is vir my liefie. Want ek weet niemand van julle sukkel ooit met daai probleem nie. En partykeer voel die man so, jy's nie lief vir my nie. En ons leef in 'n samelewing waar ons eenvoudig nie mekaar se woord glo nie. En as gevolg daarvan is ons in die tipe chaos wat ons in is, want onthou nou moet ons kontrakte mee. Dink nou maar gaan die beroepswêreld. Jy kan nie deesdae meer net boer nie, jy het nou instansies nodig wat kom kyk, eksterne ouens, wat kom seker maak dat die standaarde is soos wat julle sê. En dat jy werklik boer soos wat jy boer. En nou het jy het nuwe instansies, jy het nuwe sektore staan gemaak wat net ons opcheck of ons woord hou. Dink jy nie hoeveel geld wat daar gemaak word net omdat ons nie ons woord hou nie. En dan is daar nog 'n klomp mense wat nou geld maak op ons kontrakte en hulle word genoem prokureurs. Jong, en hulle maak 'n klomp geld omdat ons nie ons woord hou nie. En so kan die lys aangaan. Ek meen dis jy nou mooi dink dat ons in ons menswees, hulle sê die karfabrikaat wat die meeste karre verkoop in Suid-Afrika. Ons koop hom omdat hy betroubaar is.
jy wat vandag hier vir my luister sit en jy koop goed wat jy altyd koop. Ons het 'n studie gedoen met meel, Tobias, onthou jy? En toe vind ons uit, ons het vir die ouens baie goedkoper meel, maar hulle like nie ons meel nie, want daai meel wat hulle koop, wat hulle al vir jare gebruik, dis die meel. Ek dink is White Star of so iets. Want hulle daai ding het hulle nou al gesien is betroubaar. So arme mense vat nie kanse nie. Want as hy 'n sak meel koop wat nie reg is nie, is dit sy laaste geld daarmee en hy het nie kos nie. So hy sal eerder daai betroubare meel gaan geld aanspandeer en seker maak hy koop dit want hy's betroubaar. Nou, in Numeri lees ons van die eerste keer waar daar 'n eed gesweer word. En dit is baie interessant dat Jesus, wanneer hy nou hierdie gelykenis vertel, dat hy hierdie 4 soewereine areas gebruik om te sê, julle woord tel nou nie, so nou probeer julle iets hoër kry, soos wat ek nou probeer om die polisie moet na toe gaan om 'n ding te chop. So moet jy nou iets buite jou, want jou woord op sy eie, soos jy daar staan, is nie genoeg nie. Jy moet ekstern, moet jy iets kry om jou woord te valideer. So hy sê nou, gaan maak julle 'n eed, julle maak dit in die hemel, julle maak dit in Jerusalem, julle maak dit in die aarde en jy maak dit in jou eie kop. Nou wat baie interessant is dat jy nou eintlik mooi moet dink, die hemel spreek van God se soewereiniteit. Dis waar alles begin, dis God se orde. Dan aarde is dat die aarde soos ons ken, ten minste dit substantief, ons weet die reën val wanneer hy val en die son kom op wat hy opgaan, so daarbey kan ek dan nou 'n eed maak. En dan die ander interessant een is Jerusalem. Hoekom is hy daar? Wel, Jerusalem spreek van 'n gemeenskap, spreek van 'n orde, spreek van 'n civilization wat met mekaar saamwerk, wat ek nou gesê het. En wie maak die water, wie maak die kos, wie bou dit, wie doen dat? En so orden onsself. So Jerusalem spreek van God se orde, hoe hy die wêreld orden. En as jy mooi daaroor dink, die mens soos hy vandag bestaan, jy wat vandag gesit het, nie maar net hier opgedaag vanoggend nie, jy is die som totaal van die dinge wat jy waardeer. Nee, jou oog byvoorbeeld, die oogbal kan nie alles sien wat hy sien nie, kan nie alles inneem nie. So wat doen jou oog? Hy fokus op een ding. En ek het toe ek net nou die dag het ek Chantal se skoolfoto's het ons ontdek want ek is besig om 'n ding te doen oor ons is nou 35 jaar in die bediening. Dink ek, "Jesus, ek sit my oog gevang." En hoop ek weet nie of ek al oog gevang het nie. Ek was 'n bleek siel met baie hare en nie veel verder nie. Maar nou het ek nie meer hare of nie iets verder nie, maar jy weet, jy kan nie al die meisies lief hê nie, jy kan nie vir almal van hulle hou nie, jy oog vang een. Jy prioritiseer, dit beteken daai persoon het meer waarde as die ander. So het jy, wanneer jy na die klerekas kyk, ek weet vrouens sukkel nog daarmee om die waarde van 'n seker, wat gaan ek vandag aantrek? En dan stap hulle in 'n winkel in en hulle koop sekere goed van waarde wat hulle aan waarde heg. En so alles wat ons doen, hang van 'n waardestelsel af, van hoe ons goed kies en uiteindelik wat vir ons belangrik is en dan hoe rig ons lewe daarvolgens in. Nou wat Jesus hier probeer sê, jy hoef nie, hoor nou mooi, die hemel, die aarde of Jerusalem te gebruik om jou te valideer of jy goddelik is of nie. Jy is. Gaan dit weer sê. God kyk na ons en hy sê, julle is besig om julle skepingsdoel te mis. Julle is besig om dit wat ek julle voor geskaap het te mis. Julle is in my beeld geskaap. En omdat jy in my beeld geskaap is jou woord jou woord. En net soos wat God die aarde uit chaos herskep het deur sy woord, herskep ons lewe elke dag deur ons woorde. So wat gebeur met hierdie waardesisteem? Ek kan 'n klomp goed like, maar iewers moes ek die kans vat om vir Chantal, ek onthou ek het die eerste keer toe skryf ek vir haar kaartjie, 'n mooi kaartjie daar gaan koop by Kadis, so 'n roos op. En my ma sê ek het 'n hele volle trommel vol briefies geskryf wat eers verkeerd was. Dan is dit liewe en beste en liefste en dan verander ek elke keer. Ek weet nie hoe om die brief te begin nie. Tot ek nou uiteindelik die moed gehad het om nou my liefdesverklaring te maak. En toe moes sy nou eers dit weer terug doen. En ons woorde het hierdie verhouding begin. So het julle woorde, julle verhouding begin. Nie waar nie? En so,
Wat doen jy om 'n nuwe werk te kry? Wel, jy adverteer jouself en dan praat jy en jy het 'n onderhoud en almal vrees vir die onderhoud en wat gebeur by daai onderhoud? Mense check jou uit of dit is wie jy is. Dis weer woorde en uiteindelik op grond van jou woorde en hoe jy mense oortuig, kry jy daai pos of nie. Nou, ja. Nou, wat Jesus dan nou sê, en ek wil julle moet dit nou baie mooi vang. Hierdie het my lank gevat, ek dink al hierdie projek dink ek nou al 5 maande. Die hoogste rol, die hoogste funksie, die hoogste ding, eienskap, aspek van die lewe waarvoor ons moet veg, is wanneer die mens wat in God se beeld geskape is, 'n ander mens wat in God se beeld geskape is, ontmoet, en wanneer hulle oogkontak maak en mekaar in die oë kyk en met mekaar praat, en oor enige iets saamstem, gebeur daar 'n heilige kontrak. Dis wat God bestem het. Dis wat God oordroom, dis hoe hy ons geskaap het. Dat wanneer twee mense wat in sy beeld geskaap is, mekaar in die oë kyk, met mekaar praat en uiteindelik handskud of ooreenstem en sê ons gaan dit doen, is dit wat daar gebeur het, heilig. Ons is ver van daai een af. En omdat ons so ver van hierdie realiteit is wat ek nou net gesê het, is ons in absolute chaos. Dat wat hy nou sê. Hy sê wat nie jou ja is nie jou nee is nie, is wat? Boosheid. Dis boosheid. Nou ek gaan vinnig vir ons 'n paar punte gee oor hoekom kry ons wat ek nou net gesê het nie lekker reg. Ons almal weet dit mos nou nogal. Iewers praat jy met iemand en jy maak 'n deal en ons doen dit wanneer ons met mekaar besluit jy kry 'n plammer. Sê vir die plammer, hoeveel gaan jy kos om uit te kom? Hy sê nee meneer, R1000. My geyser reg, ja, R1000. Dan kom jy ou en dan maak jy jou geyser reg en dan sê ag man, wie nie gou na hierdie kraan nou kyk en hier's 'n ding wat gou lek. En dan verwag jy nog steeds om R1000 te betaal. En as die man vir jou R1500 vir hom kwaad. Kan jy sien hoe vinnig gebeur die goed? Ons het 'n onderhandeling gehad. En dan moet ek hier praat oor al die ander onderhandelinge wat plaasvind. Ek meen as jy nou dink, julle wat nou vandag hier sit met mens, jy sal die mees perfekste plaas onder die son hê. Daar sal nie 'n beter plaas in Suid-Afrika wees as al die mense wat op daai plaas is net hulle woord hou nie. Is ek reg? En as hulle ja net hulle ja is en nee hulle nee is en as jy kan op hulle woord reken. Nou, wie van julle het al agtergekom dat jy het met mense gepraat, jy het daai oog tot oog kontak gehad, jy het oor 'n ding saamgestem en dan hoor jy hoe daai storie oorvertel is en dink jy was ek in dieselfde vergadering. Wie het al so belewenis gehad? Jy was daar. Daar's seker goed besluit en gesê en dan hoor jy hoe daai storie nou oorvertel is, wie daar was. En as hulle die storie oorvertel, dan het hulle 'n hele ander angle van wat daar gebeur het. En hier is die rede. Ons eie pyn en ons eie seer kry vertroebel die waarheid van 'n gegewe agreement. Ek het nou met mense gewerk. Vrou is vir die man kwaad, sy's offended. Die oomblik as jy offended is, glo my vandag, het jy donker brille op en daai brille is groen. Nee, hulle is dalk chocolate bruin. Ek meen jy kyk so deur chocolate bruin deur alles. Jy kyk so deur maak nie saak wat jy sien, hy het so kleur. En maak nie saak wat die man sê nie, jy hoor hom uit daai manier van sien. En dieselfde met die vrou. Want jy sien ons pyn, ons seer, ons goed wat ons so ongelukkig voel, die goed wat ons te nagekom voel, want ons voel ons is onbillik behandel, onregverdig behandel. Nou het jy so 'n stukkie van 'n gevoelentjie daar binnekant. En daai gevoelentjie, hy verander die besigheid. En dan ek het al baie dit gehad. Mense sê vir my jy het op my geskree. Sê ek skree nie op mense nie. Dis nie wat ek doen nie. Ja, maar jy het op my geskree. Dan sê ek het nie op jou geskree nie, ek het jou gekorrigeer. Ja, maar jy was so kwaai. Nee, ek was nie kwaai nie, ek was ernstig. Ja, maar jy het my geskel. Nee, skel is wanneer jy op die vlaktes vir mense skree. Ek het jou nie geskree nie, nie so geklink nie. Ek was met jou ernstig. Kan jy sien hoe verander ons die ding? En die kinders is slim. Hulle gebruik hierdie goed om uit ways uit te kom. Nee? As wat oor
Ek het vir jou gesê, toe jy hier uit is, jy gaan 10 uur by die huis wees. Nou wat nou? Nie maar pa en dan allerhande stories. Ons het dan nou 'n agreement gehad. Ons het nou gesê, dis hoe dit gaan gebeur. Die volgende rede hoekom ons nie hierdie heilige kontrak van woorde reghou nie, is die menslike natuur. Ons sit, en dit kom ek ook al mee agter, mense soek hulle eie belang. Hulle sit in 'n vergadering en hulle hoor net wat hulle wil hê, en wat hulle wil hoor, en wat tot hulle voordeel gaan wees. Wie het dit al gesien? En hulle dra daai hele situasie om. Dan dink jy, ons het dan nou gedink ons stem saam. 'n Ander ding wat gebeur is mense sosiale druk. Dis nogal 'n ding wat jy onder kinders beleef, is dat hulle doen goed wat hulle gewoonlik nie wil doen nie, maar hulle doen dit omdat almal dit doen. En omdat almal sê dis en dis almal vlieg soontoe en dan maak ons nou maar so. En dit het 'n bepalende effek op hierdie manier en hoe ons norme het. Ek het 'n program gekyk van die Britte. Wat hulle oor hulle self gehad het, BBC Brits. En toe praat hulle oor die Britte het hierdie ding van politeness. Hulle kan nie genuine eerlik wees nie. Hulle gooi hom so polite. Ek het 'n plek om te bly vanaand nodig. You're so welcome to stay here with me. Weet jy wat hulle wil sê nie? Hulle is dikbek, lang gesig en dik ontstel dat jy daar gaan wees. Maar no, you're so welcome. En nou ons Suid-Afrikaners het ook baie keer so klap. Ons is Victoriaans groot gemaak, vreeslik ordentlik. En soos ons nie eerlik nie. Ek onthou André Pels het my altyd geleer. Hy sê Afrikaners, as hulle nies, dan nies hulle ekskuus tog. Hulle is altyd jammer. As hulle in 'n kantoor instap, dan sê hulle jammer om jou te pla. Nee, jy's nie jammer nie. Jy het 'n rede hoekom jy die man pla. As jy nie jammer was, het jy nie hom gepla nie. Maar ons is jammer. Die Engelse nies, I bless you. Ons nies askies. Jy weet, ons het al klaar verskoning vir, kom ons nou, weet ons in die moeilikheid is. Jy sien, is omdat ons die al die jare het, die Afrikaners, dis hierdie land se moeilikheid is omdat ons hier opgedaag het. Vrees en onsekerheid. Wie fyn weet dat waarheid is baie moeiliker as om 'n leuen te vertel. Waarheid maak seer, waarheid kos jou 'n prys. En die meeste mense sien nie kans vir die konfrontasie om waarheid te praat nie. Sien nie kans om eerlik te wees nie. Sal my kar Vrydag reg wees? Ja meneer. Jy weet voor jou siel hy gaan nie reg wees nie. Maar jy wil nie gesig verloor en jy wil nie die rede gee hoekom die kar nie dag nie. Nee, ons is bietjie bankrot amper. Ons kan nie nou daai part betaal nie. Ons wag eintlik vir daai om ons te betaal en dan gaan ons jou kan betaal. Ons gee nie hierdie detail nie. Ons hou so mooi. Groot een wat baie van ons mee sukkel is juist hierdie ondenklikheid. Ons wil nie aanstoot gee nie. Die Bybel praat baie meer oor nie aanstoot neem nie as hoe aanstoot te gee nie. Jesus het aanstoot gegee, glo my. Dink jy vir Petrus, Satan weg agter my. Dis nie aanstoot gee nie. Praat van Herodes, daai jakkals. Fariseërs, wit gepleisterde graan. Nee, Jesus het nooit aanstoot gegee nie. Luister, waarheid gee aanstoot. Waarheid gee aanstoot. Dis nie lekker om te hoor nie. Ek dink jy is besig om gewig op te tel. Don't go there. Jy is onbeskof. Like, nee, dis liefde. Dis liefde, kom aan. Ek wil mense, eerlikwaar. Dit kom saam met die territorie. Ek is 'n sterk persoonlikheid, ek weet 'n klomp goed, ek lees baie. En dan hoor ek mense is met my geïntimideer. Ek is flabbergasted. Dan dink ek, waarom sou jy geïntimideer wees? Ek like a challenge, maar jy gaan hom terugkry. Moenie my aanvat en net dink ek gaan met jou redeneer. Maar ek love it, want ek love hy redenasieproses, want nou leer ek ook. En ek leer hoe ander mense dink en ek leer om nog 'n beter argumente. En as ek verkeerd is dit lekker om te kan sê, "Yes, nou hey, man, I didn't see that one." Lillebeth het my nou dag het sy so 'n lang brief vir my gestuur. Dis lekker, ek love it. Ek love as mense met my verskil. Moet asseblief nie net ja, amen pastoor wees nie. Maar jy gaan 'n battle kry as jy my aanvat. Want ons moet redeneer hoe goed, ons moet dink hoe goed. Sê amen. Ander een is ons wil nie gesig verloor nie.
Nee, dit is die grootste ding. Hulle sê dat om nie gesig te verloor nie, is die absolute grootste motivering van die mensdom. Hulle het op 'n stadium vir 'n klomp kinders gevra dat om te kyk, hierdie wat in Amerika kan jy mos die Peace Corps aansluit. En dit is totaal vrywillig. En toe gaan kyk hulle, wat is die hoofrede wat mense laat aansluit by die Peace Corps? En toe het hulle nou baie vraelyste en goed gedoen. Toe kom hulle agter, dis nie omdat mense so nice is nie. En omdat hulle nice wil wees nie, maar as omdat hulle nie wil gesig verloor by die mense wat dink hulle is nice nie. Met ander woorde, dit word vir my verwag om te doen, so om nie gesig te verloor nie, doen ek dit maar, dan suffer ek daai hele stryd deur, maar ek wil dit nie eintlik doen nie, maar ek is aan 'n nice ou, ek het myself gegee. Mense wil nie gesig verloor nie. En dan 'n groot ding, wat die Here my mee moes help om van los te kom, is, daar's sommige mense wat professionele investigators is. Hulle is investigators gebore. Hulle kyk na mense en hulle vat nie net wat jy sê nie, hulle dink daar, hoekom sê jy dit? Hoekom het jy dit so gesê? En hoekom het jy daai woord nie gebruik nie? Jy moes dit gesê, dan het ek dit verstaan, maar hoekom nie? En wat was jou liggaamshouding? En hoekom het jy jou voete so gekruis? En hoekom het jy oë so gemaak? En hoekom het jy so geflinch toe jy dit gesê het? En hulle kyk jong, hulle is soos 'n Sherlock Holmes, Vaderland. Kan jy dink hoeveel rakspasie moet jy spandeer om in daai gebattle betrokke te raak? Ek ken mense, hulle spandeer ure. Analyseer. Luister, jy is baie ver weg van hierdie Lego blokkie wat ek nou geskets het, wat sê dat die orde van hierdie samelewing hang af wanneer mense mekaar in die oë kyk, gesprek voer en uiteindelik saamstem. So met ander woorde, voor jy nou allerlei vrae vra, ek kan sien pastoor hou nie van my nie. Hy het my nie gegroet nie. Vra hom, pastoor hou jy nie van my nie? Sal ek jou sê? Amen. Daai een het my nou so nie gegroet nie. Daai een het nou nie gedit nie. Nee, vra. Het ek jou te nagekom? Ek sien jy lyk nie so altyd vriendelik soos altyd nie. Vra. Sê gevra, kyk vir jou langs jou sê vra. Evie de Klerk het altyd gesê categorically state. Dis net 'n politician wat lieg. Nou probeer hy net nog 'n sinnetjie bysit dat jy hom kan glo. I categorically state today. Maar partykeer of PW Botha sê Chantal. Nou hoekom is dit nodig? Laat jou ja. Laat jou ja wees. Nou nog 'n ding wat ek gou hier wil neersit, hoekom ons nie ons woord sou hou nie, is dat ons skuif die mylpaale die hele tyd. Hoor gou mooi. Die kontrak gebeur wanneer? Wanneer ons van aangesig tot aangesig met mekaar onderhandel. Nou skuif ons die doelpale, ons het allerlei weergawe van daai oorspronklike een, maar ons het mekaar nooit weer in die oë gekyk nie. Ons het nooit weer gereset en as jy kom ons praat dit gou weer oor. Ons moet dalk hier nou pale geskuif, kom ons praat net gou weer oor. Ons maak aannames. Dis soos die oom wat na 30 jaar besluit mamma sy het nou genoeg gehad van die oom. Sy gaan nou skei. Gaan in die sielkundige toe. Sielkundige sê maar tannie, jy is om 30 jaar getroud. Het tannie dan nou geglo die oom is nou sy daarby. Het tannie geglo die oom is vir jou weet vir jou lief toe julle nou net getroud is. Nou hywer sy sê ja, ek dink dan so. Nou kyk die oom so hy sê vir my lief, ek het mos dan vir jou gesê ek is vir jou lief. Sy sê ja, ek weet. Hy sê ek het vir jou blomme gekoop en chocolates en ek het vir jou daai aand 9 uur daai aand het ek jou in die oë kyk en ek vir jou gesê vir jou is ek baie lief en ek wil jou my vrou maak. Sy sê maar pappa, dis 30 jaar. Hy sê man, as ek my mind change, sê jy die eerste een weet wat ek vind moet tel. Ja. Jordan B. Peterson, wie van julle van hom hou, skryf in sy boek The 12 Rules of Life. Hy sê praat altyd die waarheid of ten minste moenie lieg nie.
En dit is mooi dat hy dit so sê, want onthou jy weet nie altyd, baie mense dink hulle is met die waarheid besig, dan vind hulle agterlaat hulle was die mekaar. Nee, so jy moet baie keer sê, okay, ek het nou ook net op hierdie oomblik is wat ek geweet het, en op daai oomblik het ek nie gelieg nie, want dis wat ek geweet het. En ten minste kan jy by daai waarheid bly. Hy sê, dit wat jy uitstel om te konfronteer, kom besoek vir jou in 'n multilevel graad later. Wie het dit al gesien? Daai gesprek wat jy weet jy met daai een moet hê. En jy weet jy met daai ding gaan uitpraat, maar nou los jy en dan los jy. Nou weet jy wat? Later dan accumulate daai ding. As jy hom dan vat, dan sê hy vir jou en dan is hy 'n monster. Dis baie eenvoudig. Laat jou ja wees. Sorteer die goed vinniger uit. Jy kan almal kan sê ek het 'n fout gemaak. Ek het dalk nie dit, kom ons hernegotiate. Kom ons praat weer hieroor. Amen. Nou ek praat gister met 'n jong man oor die preek en ek sê vir hom wat ek oor gaan preek. Hy's 'n meganiese elektroniese ingenieur en hy werk nou vir 'n maatskappy wat vir een van hierdie satelliete en kameras wat met die space praat, is hulle besig om netwerke te bou dat die goed met mekaar praat met antennes en so, maar dis in 'n taal en in 'n manier wat op radiogolwe is wat nou nie vir ons gewone radiosoekers beskore is nie. Hy sê dit vir my 'n interessante ding. Hy sê oom, daar's die heeltyd syne wat gestuur word. Die syne is nie die probleem nie, dis die dekodeerders wat die goed moet interpreteer. Dis 'n interessante tyd. Hy sê daar's goed wat net gaan, radiogolwe gaan, klanke gaan. Maar dis daai dekodeerde wat die goed moet verander. So Psalm 119 wat die langste Psalm in die Bybel is. Kan jy nou vanmiddag gaan lees, maar jy gaan hom lees voor jy in die slaap raak. Dan gaan jy hom weer lees as jy wakker word. So lekker lank en hy maak jou moeg. Ek het hom al probeer een keer deurlees. Maar hy het 'n manier om jou moeg te maak. Maar as jy hom nou gaan lees, dan dink jy nou waaroor gaan Psalm 119? Wel, dit gaan oor God se woord, sy statiete, sy beginsels, sy waarheid, sy reëls, sy wette, gaan oor sy woord. En Dawid besing die langste Psalm oor God se woord. So ek wil hê ons moet vanoggend 'n nuwe waardering kry vir die woord kontrakte wat jy maak. Elke liewe sinnetjie wat jy sê is 'n kontrak. Dink daaroor. Bybel sê, kyk in die notas, Matteus 12:36, hy sê julle sal op die oordeelsdag rekenskap gee vir elke ydelle woord wat julle gesê het. Jy daaraan gedink, elke woord, elke sinnetjie wat jy sê, is 'n kontrak. Karen wat nou daar agter verwag, daar's nou baie navorsing wat hieroor gedoen word wat vir mammas aanspoor om met hulle babas te praat. Is ek reg? En hoe ouers en mammas en pappas, ek onthou ons het kinders in ons gemeente gehad wat in die worship, hulle het altyd in die worship kom sit en toe daai kind gebore is, toe sê ons musiek hoor te smel sê. Hulle het dit gerecognize. En daar's niks groter krag as jou woorde nie. Hy sê krag en lewe is in die tong. Dis 'n groot ding. Nou wat Jesus kom doen het, net om dit vir julle te verduidelik, is dat Jesus sê die woord het vlees geword. So die volgende vraag wat 'n mens nou vir jouself sal sê, okay, as hierdie goed wat ek nou sover alles gesê het so belangrik is, dan wat is die issue? Wel, hier is die issue. Deesdae hoor ons mense goed sê, hoekom glo ons hulle nie? Want dit is nie gedefinieer of geback met hulle lewe nie. Hoekom glo ons nie 'n politician nie? Want hy sê goed, maar ons sien nie daai goed wat hy sê nie. En dink nou aan 'n kind. Ek onthou, dit is vir my niks wat my in die lewe so hartseer maak as wat ek hoor. Ek sien dit mos, ons het nie kinders nie, dan kom ons by mense want hulle kinders, elke kind in die gemeente is my en Chantal se kind. Ons neem hulle almal aan. En hulle is ons kinders. Maar daar's vir my niks so sleg as om te sien dat 'n ma en pa se dissipline beteken niks. Daai kind is horinge doof. Sit nou stil. Hulle sit nie stil nie. Bly nou stil. Hulle luister glad nie. Dink ek, nou hoe het jou woorde so lig geraak? Hoe het jou woorde so min autoriteit gekry dat daai kind glad nie in jou dreigemente glo nie? Wel, hoekom? Maar jy dreig en doen niks.
Verstaan? Jy het nie daai woord beliggaam met jou plat hand nie. Is ek reg? Daai woord het nie vlees gehad nie. Jy het hom gesê, maar hy's nie gedoen nie. En weer eens is dit wat hierdie ligheid van woorde dan teweegbring, is dat ons Jesus sê, as jy my sien, sien jy die Vader. Hy sê my lewe, dis nou daai ding van die vrou wat sê, jy het my nie lief nie. Wel, ek wil vandag vir jou sê, man, as dit met jou gebeur, is dit 'n ernstige aanklag, jy kan kom vir huweliksberading en ons sal met jou werk, want dis nie maar net nie. Kyk julle my nou so aan. Ja, maar ek verdien hom 'n salaris in hierdie huis. Weet jy hoe hard werk ek? My liefde taal is my salaris. O, Vaderland, soen dit en kyk of dit nou vir jou lief maak. Ek sorg vir kos in die huis. Vrou sê, ek is die bedien, ek slaaf my af vir julle, nie sien hoe lief ek julle het nie, wel, ek het 'n bediende gekry. Eina. Nee. Liefde begin, julle alles wat ons in hierdie lewe begin met twee mense, wat mekaar in die oë kyk, en hart tot hart met mekaar praat. En die heiligheid van wat daar gebeur, bepaal alles. Hoor gou. Ek en Chantal noem dit sielseks. Dis 'n nuwe woord, julle kan hom in die hart, hy sê een van die dae daarin voorkom. Maar jy sien, wat gebeur wanneer twee mense in aangesig tot aangesig met mekaar praat, en hulle ruil gedees, en die vrou sê vir die man, my liefie, ek vra jou net een ding, jy moet asseblief vir my daai ding opsit. Jy moet asseblief met my so praat as jy met my praat. Hy ignoreer dit alles, hy doen iets anders. Hier kom nou 'n ding, Beta, hier kom nou 'n ding. Ja, daai dekodeerde werkie. Party ons se dekodeerders is uitgeplak. Maar luister nou mooi. Ek het 'n man by my gehad, hy huil. Hy sê vir my, Pastor Jan, my vrou gaan na jou kerk toe. Sy bid saam met julle, sy is by al die funksies. Ek laat haar dit doen, ek gaan haar nooit keer nie, is vir my lekker, sy kom altyd 'n mooi mens terug. En hy huil, en sê, ek het haar een ding gevra. Ek het haar net gevra, sy moet met my in hierdie area van my, moet sy my help. Sy ignore my. Sy het dit nog nooit gedoen nie, nie in 5 jaar nie. Wat moet ek doen? Ek het haar gevra, ek het haar gesê. Kan julle sien, wanneer ons uit die heiligheid van aangesig tot aangesig en wat daar agree is, wanneer ons dit verlaag en ontheilig, dis waar ons moeilikheid vandaan kom. Sê gou amen. Alles begin daar. Alright? En dis waar ons onderhandel. Dis waar ons sê, doen dit of maak so, of okay, ek stem nou oor dit, dan kry ons agreement. Dan moet jy dit gaan doen. Dan moet daar vlees kom aan daai ding. Ek sit ver oggend en ek dink, ons almal soek die krag van die Here. Wie van julle soek die krag van die Here? Vir siekes te kan bid en te sien hulle word gesond, om evangelie te preek en mense neem die Here aan. Dis my grootste begeerte. Hoekom ek preek wat ek preek vanoggend? Dat die woord so onteenseglik sal wees dat dit nog meer siele sal wen. Weet jy wat sê die Here vir my? Sinkroniseer met sy woord. En jy het al die gesag in die wêreld. Baie eenvoudig. Wat is die hoogste gesag in die wêreld? Dis die woord. Amen. Die hoogste gesag in die wêreld is die woord. So dis hoekom ons mense geleer het, baie mense sê vir my, Pastor Jan, ons weet nie om te bid nie. Bid die skrif. Gaan lees in al die evangelies, in die sendbriewe van Paulus, feitelik elke brief wat hy ooit geskryf het, begin hy met 'n gebed. Gaan highlight dit en bid dit, as jy nie weet wat om te bid nie. Nou bid jy ten minste die woord. Amen.
Mense vra vir my, Jan, hoe kan ek meer gesag gee? Wel, spreek die woord. Dis wat Josua 1 vers 8 sê, hy sê dat die meditasie en die oordeenking van God se woord nie van my lippe afwyk nie. Met ander woorde, ons praat. Onthou ek het nou gesê, wanneer ons net praat, wat moet jy hoor? God se woord. Dis hoe jy gesag het, dis hoe jou woorde nie net woorde is en ydelle woorde is nie, ek hoor God se woord. Ek kan met mense, hoekom ons gemeente 'n Bybelskool het, ons is in die Eternal Bybelskool. En ons gemeente kom nie net vir 2 jaar nie, jy gaan in die Bybelskool tot Jesus kom. Want ons moet met die woord besig bly, amen. En die woord moet ons aanhou bly was. En hoe meer jy die woord ken, hoe meer jy die woord hoor, hoe meer verander jy. Ek is besig om 'n boek te skryf. Ons hoop om in die volgende paar weke klaar te hê. Is 'n nuwe boek oor die groeipad van 'n gelowige. 8 stappe. En een van daai groeistapfases is die woord, om met die woord tyd te spandeer. En 'n manier om die woord is soos wyn proe. Ek is nie ek en Chantal drink glad nie. So dit is 'n snaakse metafoor wat ek nou gebruik, maar een van ons gemeentelede is die CEO van Groot Constantia. En hy sê, Jan, jy moet die skrif interpreteer soos jy wyn proe. Hy sê, vat jou tyd. Dis die eerste een, vat jou tyd. Moenie haastig wees nie. Hy sê die tweede, hy sê, spits jou sintuie en fokus en konsentreer op die present. Hy sê die derde ding is, sny alle ander reuke uit. En die vierde een, hy sê, begin 'n reuk woordeskat op te bou. O, dis cherry, o, dis perske, o, dis hout, o, dis dit. En so bou jy 'n woordeskat op van, daai reuk pas by hierdie reuk, en so begin jy 'n woordeskat opbou. En ek het nog nooit so 'n mooi beeld gesien van hoe jy met die woord moet tyd spandeer nie. Spandeer tyd met die woord. Sit net. Laat hy lees hom net. En dan spit jy jou aandag. Jy fokus jou sintuie, want dan gaan iets uitstaan, dan gaan iets met jou praat, wat jy weet, tjoeg, daai ding, hy vang jou. Amen? En dan, omdat jy met daai ding besig is, sny al die ander goed uit. En fokus dat die Here daai ding met jou kan klaar praat. En die laaste een, so bou jy 'n woordeskat op, van hoe die Here met jou gepraat. Beteken dit iets vir iemand? So ek wil afsluit, mense. Ek hoop hierdie woord kom in julle harte vandag. Ek dank die Here uit my hart uit vir 'n gemeente wat hierdie goed leef. Ons het 'n groot voorreg om 'n gemeente te hê van volwasse gelowiges. Iemand sê nou eendag vir my, sê, "Jesus oom Jan, julle naam 'n grand gemeente." Ek sê, "Hoe so?" Hy sê, "Jesus oom, julle mense is volwasse. Hulle is statuur, geesmense." En ek dank die Here daarvoor, want dis een van die goed wat die Here in almal van ons lewens doen. Amen. Is hy hou ons betroubaar. As ons woord, ons gemeente het nie 'n kerkraad nie. Ons het nie vergaderings waar ons klomp goed bespreek nie. Maar ons het net hierdie ding, as ons agree het, dan is dit agree. As ons 'n ding gesê het, is dit so. As ek sê ek is 10 uur daar, dan is ek 10 uur daar. Mense weet, ek is nooit laat nie. As ek laat is, dan moet jy my bel aan die kar gestaan. En as daar 'n rede, want ons woord is ons woord. Amen. As ons gesê ons gaan 'n ding doen, dan doen ons dit. Maak ons foute, ek vergeet, ek raak ouer. Nee? Maar dan maak ons dit reg as ons 'n ding vergeet. En ons staan by ons woord. Sê amen. So, wie van julle wil die krag sien? Weet julle welkom met glo ons in die krag? Because we based our conviction on that word. As Jesus sê, deur my wonde het daar genesing gekom, dan sit nie net 'n sinnetjie nie. Ons vat daai woord en ons bys ons hele lewe op daai woord. En ons glo daai woord. Soveel so dat ons teen alle siekte, al het jy simptome en jy dink jy voel siek en sê ek weier om hierdie simptome te aanvaar, ek vat die woord van die Here, ek verklaar daai woord van die Here, ek glo so in die woord van die Here. Amen. En ek maak dit vas. Dis waar volgens ons leef. Nou mense, kan mense op daai selfde manier so op jou woordebank? Daar's 'n stelling vir jou. Kan mense so ook op jou woordebank, my woordebank? Dis die ding wat die Here met ons wil praat. En al die ander goed is evil, is boosheid.
ons met mekaar daai agreements kan hê. Amen. Vader, ek bid Here dat U vanoggend hierdie woord, hierdie is nie 'n intellektuele woord nie, hierdie is 'n geeswoord vanoggend. Ek bid Here that your Holy Spirit yourself will convict us of sin and righteousness and judgment. Here, dat U ons belyn in ons hele wese. Vader, waar ons enige iets hoër gestel het as jou woord. Waar ons selfs met ons interaksies met mense, waar ons vermy, van ons is bang vir hierdie tipe goed. Ons hou nie van daai aangesig tot ons vermy dit. Ons is so bang vir konflik, ons wil nie daai oog tot oog, hart tot hart gesprek hê nie. Vergewe ons, Here, want hoe meer ons vir hierdie streef, vir hierdie waarheidslig wegskram, hoe meer gaan ons in donkerte en chaos en te mekaar wees. So Vader, ek bid vanoggend dat U ons die mannemoed, die kragmoed sal gee. Dat ons met mense sal eerlik wees, dat ons met mense dinge sal uitpraat. Dat ons nie van mense sal praat nie, maar met mense sal praat. Here, dat ons nie van mekaar sal praat nie, maar met mekaar sal praat. Here, help ons om woorde te vind, om deur die konflikte te werk, deur die issues te werk, deur die kwessies te werk, sodat daar kan waarheid en lig kom, en dat ons gesprekke kan sê, dis die heiligheid van die Here. Here, ek dink aan die woord, dat toe die apostels bymekaar gekom het, was hulle vergadering, 'n samekoms, en dan hoor ek die woord wat U sê, en ons en die Heilige Gees het besluit. Ek bid dat ons woorde, ons keuses, ons besluite, ons praat, ons huiskerk byeenkomste, Here, dat dit sal wees soos die heilige hemelse parlement wat bymekaar kom. Here, dat dit 'n regeringsstatus sal hê, dat ons woorde sal wees soos statesmen. Dat ons woorde maar net ligsinnige grappietjies en storieetjies sal wees nie. Here, vergewe ons van ydelle grappies, van simpel sê goed, van goed wat ons mekaar byname gee wat ons nie bedoel nie, en goed sê wat ons nie bedoel nie. Here, heilig ons woorde. En mag ons woorde die woorde hê wat resonate with the parliament of heaven. Here, mag ons woorde wees van gesag, van invloed, van diepte, van gewigtigheid in Jesus naam. Here, ek bid vandag, waar daar in ons 'n wegskram is, waar daar pyn is, waar daar seer is, waar ons seer gemaak is, almal van ons is al seer gemaak. Niemand van ons het nie al seer gekry nie. En so Vader, ons bring ons seer vanoggend na U toe. En ons vra dat U ons seer kom was deur die bloed van Jesus Christus. En Vader, ons kies vandag om elke mens wat teen ons oortree te vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons kies, Here, om nie in ons kop 'n dinkskrim te hou en mense te oordeel met oordeele wat ons nie met hulle fisies uitgemaak het nie. Here, ek bid vandag dat teen alle valse oordeele, valse judgments, oortuigings wat ons in ons koppe oor mense het, maar dit is nie gesanctify in 'n gesprek nie. Dis nie gesanctify in 'n agreement nie. Dis nie uitgepraat in lig en in waarheid nie. Vader, ons kom teen alle geheime gepraatjies en agter die rug praatjies. Ons kom teen alle valse omdraai maniertjies en skylywaytjies en goedjies, Here. Ons kom dit en ons bely dit in die naam van Jesus. Mag ons woorde van gesag, woorde van lig, woorde van kragdadigheid wees in Jesus naam. Vergewe ons, Here, dat wanneer ons emosies met mekaar praat, terwyl ons emosies moet bid. Ons praat baie keer wat ons voel. Here, U wil ons hoor wanneer ons met U praat. U wil hê ons met ons harte kan kom uitpraat met U, sodat U ons 'n goddelike begrip kan gee, sodat wanneer ons praat, ons woorde van lig en van waarheid sal wees. Here, ek dank U dat U besig is om in die kerk 'n nuwe standaard van betroubaarheid te stel, in hierdie wêreld van onbetroubaarheid. In die wêreld van chaos en leuns en verbreeking van kontrakte. Here, dank ek U, in die kerk sal daar betroubaarheid wees. In die liggaam van Christus is daar betroubaarheid. Is daar geloofwaardigheid? Is daar eerbaarheid? Here, en ek dank U dat U die liggaam so bymekaar gesit het. U ons so mekaar se lewens verweef het, dat ons woorde van purpose en gesag sal wees in Jesus naam. Dankie Koning Jesus. Dankie Koning Jesus. En almal sê? Amen.